Amen, kom ons sit asseblief. Die Here is so trots op julle dat julle vanmôre in die kerk is. Ek het nog gesê dit is lang naweek, ek slaap laat en ek gun my dit want ek werk hard. Maar dat jy vanmôre hier is in die hemel opgeskryf. Dat jy Jesus ons verlosser hoër geag het as jou eie ontspanning. Ek dink nie ons het 'n idee van hoe dit werk nie. Die Bybel sê in 2 Korintiërs 5, ons moet almal voor die podium of op die podium voor die regterstoel van Christus verskyn om te ontvang na wat ons in die liggaam verrig het. Wat jy hier doen tot eer van die Here word in die hemel opgeskryf. En jy sal voor God staan en hy sal sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Wil jy heerser word in die ewigheid? Wil jy aangestel word? Ja, verseker. Maar is die tyd om nou die Here te eer. En dan wil ek net iets bysê, dit kom sommer op my hart op. Jy weet, die Bybel praat van, Jesus praat van talente. Hy sê, 'n man het vir sy diensknegte talente gegee, 2, 5 en 10, en ons ken almal die verhaal. Die een wat 5 gekry het, het gesê, ek het nog 5 bygekry, ek het 10, hy sê, mooi so. Oor 10 stede sal ek jou aanstel. Toe sê hy vir die tweede ene, hy sê, hierdie 2 talente het ek meer gemaak. Hier is hulle. Hy sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. In ons dag, mooi so, goeie en getroue kind, ons is nie meer diensknegte nie, ons is kinders van God. Toe kom die ander een. En onthou, ons almal het 'n talent by die Here ontvang. Maak nie saak wie ons is nie, maak nie saak wat 'n talent nie, maak nie saak hoe gering of hoe vernaam nie. Toe kom die ander een, hy sê, ek het jou 'n talent gegee, wat het jy daarmee gemaak? Hy sê, ek het dit begrawe, ek was bang vir u en toe begrawe ek dit. Hy sê, jou slegte diensknegt. Moes jy dit nie vir die bankier gaan gee, dat ek rente gekry nie. Hy sê, vat hierdie talent, hierdie een, en gaan gee dit vir die een wat reeds 10 het. Hulle sê, maar my Heer, dis nie reg nie. Hy sê, dit is reg. Hy sê, want dan elkeen wat het, sal gegee word. As jy ywer vir die Here, moet jy weet, God se krag in jou sal toeneem. Die Heilige Gees se salwing in jou sal toeneem. As jy passief bly, sal jy voete sleep in die Gees en altyd net probeer oorleef. Maar dis nou nie die preek nie. Ons moet die nagmaal bedien. En ons gaan dit vanmôre so doen, ons gaan nie dit bedien nie, ons gaan uitkom en dit kom haal. En dan wil ek net eers sê, almal wat betrokke was by hierdie mooi tafel, en alles hier, baie dankie. Die Here sien dit, die Here eer julle daarvoor. Ek sê nog, Shekinah is 'n besondere gemeente. En ek wil vir julle iets bysê. Die was gister 'n jong man by my, wat jare terug in die gemeente was. Intussen is hy in Amerika en hy is nou weer tydelik in Suid-Afrika en hy sê vir my, ek was nog nooit in 'n beter gemeente as Shekinah nie. Kom ons gee vir die Here lof op. Want dit gaan nie oor een van ons nie, dit gaan oor die teenwoordigheid van die Gees van die Here in hierdie plek. Prys sy heilige naam. Nou, ons gaan die nagmaal bedien en ek wil net lees uit Matteus 26. En terwyl hulle eet, dis nou Jesus en die disippels, neem Jesus brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en hy gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament. Ons is in die Nuwe Testament. Ons werk nie meer vir ons saligheid, ons offer nie meer vir ons saligheid nie. Ons is in die Nuwe Testament van God, waar ons erfgename geword het, van God, mede-erfgename van Christus. Daar is ons erfenis weggelê in die hemel. Geliefdes, hoor my vanmôre, die Bybel sê, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor, en in die hart nie opgekom het nie, het God berei vir die wat hom lief het, en die aarde is die enigste tyd, die enigste plek om hom lief te hê. Hy sê, dis die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Voor ons die nagmaal gebruik, kom staan.
Ek wil hê julle moet saam met my 'n belydenis doen. Jy moet sê saam met my, ek glo dat Jesus Christus die verlosser van die wêreld is, wat uit die hemel gekom het, wat 'n mens geword het, ter wille van ons, dat hy aan versoeking blootgestel is, net soos ons, dat hy in hierdie wêreld beleef het, wat ons beleef het, en dat hy homself oorgegee het, om gekruisig te word, sodat ons deur sy dood vergifnis kan ontvang, gered kan word uit genade. En ek verklaar vanmôre, Jesus Christus is my verlosser, my saligmaker. Ek is weergebore, ek is gered uit genade, deur die geloof, nie uit myself nie. Dis 'n gawe van God. En wanneer ek vanmôre hierdie brood eet, dan onthou ek, Jesus is gebreek, dat ek heel kan wees. Hy is gewond, dat ek gesond kan wees. Hy het arm geword, dat ek voorspoedig kan wees. Hy het sy bloed gestort, sodat ek vergewe kan wees. Here, dankie vir wat u Heilige Gees vanmôre in my hart gaan doen, wanneer ek op hierdie opstandingsmôre hierdie brood eet, hierdie beker drink, en ek verklaar, ek is 'n nuwe skepsel in Christus. Die ou ding is verby. Kyk, alles het nuut geword, en dis alles uit God. Dankie Here, dat u my liefhet, met 'n ewige liefde, wat ek nie verstaan nie. En ek vra vanmôre, dat u my vashou, dat ek nooit van u sal weggaan nie, nooit sal terugval nie. Die ywer in my hart vir u, groter en groter sal word. Die branding in my siel, meer en meer, om vrugbaar te wees, in die koninkryk van God, om die vrug van die Gees, in hierdie wêreld te vertoon, in Jesus naam. Halleluja. Baie dankie. Ons begin hier by Johannes se kant, en dan gaan ons hierdie middelblok, kom kry vir jou brood en 'n kelkie, en of die beker, ja, hier is die beker, as jy die beker wil gebruik, en dan gaan ons om, en dan gaan ons aan. You call the people to remember, with a land and with a promise, mercy written in the blood, every door marked by your kindness, every soul covered in love. Worthy is the Lamb who was slain, holy is your name, Yeshua. By your blood we are redeemed, you have drawn us near. Worthy is the Lamb
이단 카니가로 No greater love, no higher name, no deeper mercy I have known. It is finished, forever proclaimed. Now I am yours, and yours alone. Worthy is the Lamb who was slain. Holy is your name, Yeshua. By your blood we are redeemed. You have drawn us near. Worthy is the Lamb who was slain. Righteous King, we bow before you. From the first to the last breath, all belongs to you. No greater love, no higher name, no deeper mercy I have known. It is finished, forever proclaimed. Now I am yours and yours alone. Worthy is the Lamb who was slain. Holy is your name, Yeshua. By your blood we are redeemed. You have drawn us near. Worthy is the Lamb who was slain. Righteous King, we bow before you. From the first to the last breath, all belongs to you. We remember the blood. We remember the covenant. We remember your love. Yeshua, our Passover lamb. Worthy is the Lamb who was slain, seated on the throne forever. By your stripes we are restored. Death has lost its hold. Worthy is the Lamb who was slain. All creation sings together. From the ages to the end, you alone are King. Here at your feet we remain, covered by mercy, held by your name. Yeah, receive our offering of praise forever and ever.
Baie dankie vir wat U gedoen het. Wat ons naam in die boek geskryf het. Wat ons aan U vasgemaak het. U kinders. Sal U asseblief vanmôre U Heilige Gees wat lewend maak, iets in elkeen van ons harte doen, wat 'n verandering bring, wat 'n eerste liefde herstel, 'n diepe liefde, 'n innige verlange na U teenwoordigheid. Dis U woord, dis die lewe, in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Die titel van vanmôre se boodskap is Johannes 3:16. So lief het God die wêreld gehad. Nou, ek wil ver terug begin. God is buite tyd. En as ons Efesiërs 1 lees, dan sien ons voor die grondlegging van die wêreld het God ons geken. My verstand kan dit nie verstaan nie, maar die Bybel sê so. Maar God uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. En ons bereken alles in terme van tyd. Maar hoor wat sê die Bybel in Jesaja 53, 740 jaar voor die kruisiging. En die wat dink, die wêreld wat dink God weet nie die pad vorentoe nie. Lees Jesaja 53. Ek lees van vers 3 af. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor en ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape en ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word. Kom ons dink 'n bietjie. As jy 'n lam slag, hy maak nie 'n geluid nie. As jy hom keel afsny, maak hy nie 'n geluid nie. Nie 'n bok nie, nie 'n ander dier nie. Die Bybel stel Jesus voor hier as 'n lam wat hom onderwerp het, wat geweet het, ek word na die slagplek gelei. En hy het dit geweet voor tyd. Lank voor hy gebore is, in die ewigheid, het hy geweet, daar kom 'n dag, dat ek na die wêreld toe gaan, en ek sal deur my eie mense gekruisig word. Nogtans sal ek dit doen. Hy sê, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Maar hoor nou hier vers 10, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Dit klink vreemd, dit het die Vader behaag om Jesus te verbrysel. Uit liefde vir ons, omdat God sonde haat, het hy uit liefde Jesus verbrysel om ons vry te speel. Dis onberekenbaar. Dis onberekenbaar, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakrose nageslag sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. 740 jaar voor die tyd. Nou sê Johannes 1 vers 20, Johannes kyk na Jesus en hy sê, daar is die lam van God. Hoor weer, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Kind van die Here, jy moet in jou hart vergifnis aanvaar, nie vassteek by wat jy verkeerd gedoen het nie. Ons almal het ergens, baie ernstig, verkeerd gedoen. Maar Jesus sê, as ek my sonde bely, God is getrou en regverdig om my die sondes te vergewe en my van alle ongeregtigheid te reinig. Aanvaar dat dit die Vader behaag het om Jesus te verbrysel, sodat ons gered kan word.
Daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En Jesus weet, hy is die lam. En nou gaan ons kyk, wat vorentoe gebeur. Ons sien, Jesus kom in Getsemane. Hy weet, vandag, en hy's God in die vlees, hy weet presies wat gaan gebeur. En 'n angs pak hom weet. Ek gaan uit mekaar geskeur word, ek gaan gekruisig word. Onthou, net soos hy versoeking ken, soos ons enige versoeking kan ken, of het hy dit geken, net so het hy pyn geken soos ons, net so het hy vrees geken. En die Bybel sê, hy het so benoud geword. En hy sê vir die disippels, wag hier, ek gaan bid daar. En hy roep uit, as dit moontlik was, laat hierdie beker by my verbygaan. En hy word so beangs. En hy bid so met inspanning dat sy sweet bloed word. En hy gaan terug. En hy kry die disippels aan die slaap. Hy is in hierdie doodsbenauwdheid en sy disippels slaap. Geliefdes, dis wat ons ook doen. Ons raak aan die slaap. Maar God is nie van ons kwaad nie. Jesus kom, hy sê, was jy nie in staat om 'n uur saam met my te waak nie? Hy sê, bid dat julle nie in die versoeking kom nie, want Jesus weet, hier voorwag 'n versoeking vir die disippels om hom te verraai. En hy gaan terug en hy bid. Sê, as dit moontlik was, en hy bid totdat die bloed uit hom kom, uit hom uitgepers word. Hy sê, as dit moontlik is. Hy sê, maar nie my wil nie, u wil. En dis iets wat ons moet leer op Goeie Vrydag, om vir die Here te sê, nie wat ek wil nie, wat u wil. God se plan met ons is volmaak. Hy het die beste vir ons in die oog. Hy het dit uitgewerk voor ons gebore is. En al wat hy wil hê is, onderwerp jou aan my wil. Ek is jou God, ek is jou verlosser, ek is jou geneesheer, ek is jou bevryder. Onderwerp jou aan my wil. Jy sal sien wat gebeur. Nie my wil nie, maar u wil geskied. En die derde keer toe staan hy op, toe sê hy, slaap maar weer. Kom, hulle wat my soek is naby. Jesus het geweet, hierdie naby disippels gaan hom verloon vandag. Petrus sê, ek sal u nooit verloon nie. En hy pluk sy swaard uit en hy sê, en hy kap Malgas se oor af. Hy sê, ek sal u nooit verloon nie. Daai selfde nag, sweer hy, die derde keer sweer hy, vloek hy. Hy sê, ek ken hy man nie. Is Jesus van kwaad? Jesus weet dat Petrus 'n mens is. Jesus weet dat ek en jy mense is. En ons kan ons maar sterk hou. Maar daar kan goed oor jou pad kom, wat jou knieë laat soog. Daarom sê die Bybel, veroordeel nie mekaar. Want Jesus kry later vir Petrus, hy sê, Simon Petrus, is jy lief vir my? Hy sê, u weet het. Hy sê, laat my skape by, laat my lammers by. En hy spreek hom vry, want hy het voor die kruis geweet, God het voor die kruis geweet wat ek en jy nog sal doen, wat die Here teleurstel. Maar hy sê ten spyte van dit. En ek wil vir jou vanmôre bemoedig om te sê, en ek het al meermale die voorbeeld van die mense gebruik, as iemand by my kom werk, en ek het 'n onderhoud met hom, en ek sien maar dis 'n voortreffelike man of vrou hier, ek wil hom of haar baie graag in diens neem. Maar ek kan die toekoms sien en ek sien daarvoor, gaan hy of sy my teleurstel. Ek sê, ek wil so graag vir jou in diens neem, maar jy gaan my teleurstel vorentoe, daarom sê ek nie. Maar toe die Here Jesus 'n uitnodiging gemaak het en gesê het, gee my jou lewe, het hy geweet alles wat ek nog sou aanvang. Maar hy het Goeie Vrydag onthou, daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis, wat betaal het sodat ek en jy gered kan word, dat ons moed kan vat om die Here te dien in liefde en nie uit plig nie. En toe kom die nagmaal, wat ons nou nog gehou het. Eintlik het dit vooraf gebeur. Hy sê vir hulle, dis wat nou gaan gebeur. En toe dit verby is, toe vat die kerk van daai tyd, die fariseërs, die skrifgeleerdes, vat die verlosser van die wêreld. Hulle het 'n mens verwag wat die Romeinse ryk kon verdruk en oor hulle kon heers. En toe kom Jesus.
En hy pleeg nie, of hy verkondig nie moord nie, hy verkondig liefde. En sy eie mense vat hom, hoor hier, sy eie mense vat hom, en hulle slaan hom 39 houe, ruk sy liggaam uit mekaar, sit 'n doringkroon op hom, slaan met 'n stok op die doring, spoeg op hom, spoeg op die seun van God, vloek hom, klap hom, beledig hom, verwerp hom. Nogtans sê hy, ek sal dit verduur om vir jou en my vry te maak, om julle skuld te betaal. En die wonder hiervan is, en ons mense sukkel baie met vergifnis, die wonder hiervan is, toe hulle hom klaar gekruisig het, wat ons net nog gesing het, aan 'n houtkruis vasgeslaan. Redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Toe kyk hy oor hulle wat hom vasgeslaan het, en hy sê, Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou, ek wil dit net vanmôre vir jou sê, maak nie saak wie wat aan jou doen nie. Jy maak 'n keuse om te sê, ek voel nie so nie, maar ek vergewe, omdat Jesus aan die kruis gesê het, of voor die kruis gesê het, nogtans nie my wil nie, maar u wil. En as Jesus bereid was om te vergewe, hy het nie so gevoel daai nag nie, maar hy was bereid om te vergewe. Moet ek en jy sê, ek voel nie so nie, maar ek vergewe onvoorwaardelik en God sal jou help, dat jy nie moet iets in jou hart loop. Dit bring skeiding tussen jou en God. Dit maak jou gees stomp en dof, en dit maak jou ongevoelig vir die Heilige Gees. Want dit is Goeie Vrydag. Goeie Vrydag sê, ons moenie goeder word, of beterder word, omdat dit Goeie Vrydag is. Ons moet dankbaarder word. Ons moet ons buig voor hom en sê, ek kan nie genoeg dankie sê vir wat hy vir my gedoen het nie. Ek kan u nie genoeg lief hê. Ek kan nie genoeg getuig van wat hy vir my gedoen het nie. Want daar was 'n houtkruis. 'n Redder aan 'n houtkruis, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe. Hou aan glo. Jesus sê, hou vas jou geloof, moet dit nooit prys gee nie, volhard, want dis Efesiërs 2:8 sê, uit genade is julle gered, deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God. Hou vas die geloof, dis jou redding, dis jou toegang tot die hemel. Hou vas jou geloof. En ek wil vanmôre sê, liefde, as daar twyfel in jou hart is, gaan in eenvoud van hart na die Here toe en sê, ek glo aan die kruis. Ek glo aan die prys wat u vir my betaal het. Ek glo dat u bloed vir my gestort het. As jy siek is, sê ek aanvaar my genesing, want deur u wonde is ek genees. Ek aanvaar deur u genesing, deur u wonde is ek genees. Moenie 'n ander raad soek voor jy nie by God raad gekry het nie. Die straf wat vir my die vrede aanbring, was op u. Here, hierdie onrus in my hart, ek staan dit af, ek los dit, ek gee dit weg, want die straf wat vir my die vrede aanbring, was op u. Here, hier is my las, vat my las vir u, u het gesê, u gaan dit dra. En wanneer jy jou las vir die Here gegee het, maak nie saak wat nie, is dit nie meer joune nie. En as dit weer by jou opkom, dan sê jy, ek het nie meer 'n las nie, ek het hom vir die Here Jesus gegee, en hy het aan die houtkruis daarvoor betaal, en dis hoekom ons Goeie Vrydag gedenk. Die dag van ons verlossing. Kom ons prys die Here gedurig en baie daarvoor, die dag van ons verlossing, die dag van jou nood en die dag van jou stryd. Gaan een kant, span jou in, span jou gees in. Miskien moet ek net oor dit iets sê. Gebed is om jou gees in te span, om met die Heilige Gees kontak te maak, en maak kontak met die Heilige Gees, en stort jou hart voor hom uit en sê, as ek hier opstaan, is die moeilikheid wat ek gehad het, nie meer in myne nie, dis u sinne, en ek staan terug om te kyk, wat gaan u hiermee doen? Jy sal jou verwonder hoe gereed God is, om dit wat op Goeie Vrydag gebeur het, in jou lewe te laat gebeur, jou omstandighede te laat sterk, sodat Jesus kan opstaan, in jou lewe, hoe alles, en voor alles. Prys die Here vir Goeie Vrydag. Daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. 'n Redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. En ek dink, maak dit jou deel, jou gewoonte, om God vir alles te dank. Om voortdurend te dank vir alles, vir elke oogknip,
vir elke hartklop, vir alles. En as negatiewe omstandighede kom, onthou die houtkruis en voor jy iets doen sê, Here, ek hou nie hiervan nie, maar as dit reg is met u, is dit reg met my. Baie dankie, hieruit gaan iets goeds voortkom, want daar is 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis. Halleluja, kom staan. As jy kos aan hom, sê Here, ek wil weer verklaar, u is my redder, u is my God, en vanmôre gee ek wat in my hart is, wat op my druk, wat my kwel, wat my ontstel. Ek gee dit vanmôre vir u. Ek lê dit aan die kruis neer. Dis nie meer myne nie. U het gesê, u het klaar betaal. En waarvoor u betaal het, hoef ek nie te betaal nie. Dankie Here. Ek is verlos deur die bloed van die lam en die woord van my getuienis. Halleluja. Sê Heilige Gees, hier staan ek. Doen met my en deur my net wat u wil om Jesus te verheerlik. Ek vra dat u oor my vaardig word, Heilige Gees, en my so gedurig bewus maak van u teenwoordigheid dat niks anders sal saak maak. In Jesus naam. Halleluja. Genade van die Here Jesus Christus, die liefde van ons God en die gemeenskap van die Heilige Gees, elkeen se deel, gedurig bewus. Nou kan julle ontspan, vere die res van die lang naweek, swem, duik, whatever. Vrede vir julle, lekker dag, lekker naweek, sien julle Sondag. Ek het gesien waar sit julle, ek kyk Sondag ry.